Ja, het julle dat professor Andrei se mening ook sommer so op die koop toe. Maar ons gesels volgende met jou oor 'n ander saak, so vanuit ons het nou ook met Jaco Kleinaars oor die G20 gesels. Hoewel ons nie nou oor die G20 gaan gesels nie, is die G20 die toneel, die verhoog wat voorberei word vir dit waaroor ons gaan gesels. Fikile Mbalula wat rondtrap en nou ewe skielik sy president verdedig nadat hy al 'n paar keer minstens daarop gesinspeel het dat die einde van Cyril hier aangebreek het. Hier gister sê nee, julle verstaan verkeerd, die president is in sy posisie, maar daar's knaande gerugte dat Cyril aan sy einde is en die president self het die naweek laat weet dat as julle wil hê ek moet uitgaan, dan moet julle net vir my 'n datum gee. So kom ons praat 'n bietjie. Gaan ons 'n president hê na die G20? Isak, kom ons begin hierdie verhaal by sy beginpunt en ek trek net vinnig 'n historiese lyn. Sedert Ramaphosa beheer oorgeneem het as president en sedert hy op 'n redelike omstrede kontroversiële wyse, ten minste binne die ANC, die geveg gewen het teen Nkosazana Dlamini Zuma, het hy eintlik nooit met 'n verenigde ANC gewerk nie en was daar altyd interne konflik, interne spanning en mobilisasie teen meneer Ramaphosa. Daar was pogings al etlike jare terug om hom te verwyder van die toneel en dit het natuurlik tot 'n hoogtepunt gekom met die 2021 geweld in KwaZulu-Natal, wat niks anders was as 'n militêre opstand teen die ANC-regering en teen meneer Ramaphosa. En kort daarna het ons Phala gesien en ons weet dat Phala het as uitkoms gehad dat meneer Ramaphosa effektief bedank het, maar laat hy toe, die brief was reeds geskryf, dat hy toe besluit het op advies van naby kollegas, die naam van Gwedi Mantashe word in die verband genoem, besluit het om aan te gaan. En sedertdien het die ANC verkiesingsgewys baie swak presteer. Ons dink aan die 21 verkiesing toe daar 70 hangrade ontwikkel het, 2024 verkiesing 40% steun, selfs minder as 40% steun. Dan die huidige meningspeilings wys die traject van die ANC neem ernstig af. So die ANC onder die leiding van Ramaphosa het ernstige probleme. Ek wil ook net dit noem hier dat die MK-party het ontstaan uit weerstand teen Ramaphosa. En die MK-party, myns insiens, kan jy beskrywe as 'n georganiseerde ANC-faksie wat buite die ANC funksioneer. En hier raak dit baie interessant. Hulle bly mobiliseer binne die ANC en hulle werk teen meneer Ramaphosa. Maar kom ons vergeet hierdie agtergrond net vir 'n moment. Kom ons kyk net na meganismes en tydslyne, want dis jou belangrike vraag. Wanneer kan meneer Ramaphosa die toneel verlaat? Nou, in ANC-terme enige iets tussen verkiesingskonferensies en die volgende verkiesingskonferensie is einde 2027. Kan slegs die NEK van die ANC die huidige leier verwyder. So, dis waarom die gesprek gaan, gee my 'n datum van die NEK, want Ramaphosa weet die NEK is inherent verdeeld. En die NEK gaan nie maklik 'n meerderheid besluit kry om van meneer Ramaphosa ontslae te raak nie. So hierdie stelling van hom, glo ek, was 'n baie berekende stelling. Maar nou is daar 'n tweede saak wat op die agenda kom. Iewers in volgende jaar, die datums is nog nie vasgemaak nie, moet 'n nasionale algemene raadsvergadering van die ANC gehou word. En dit gaan oor beleidskwessies. Maar dit is gewoonlik die tyd wanneer leierskap hulle self aanbied
met die oog op 'n algemene leierskapverkiesing dan by die volgende verkiesingskonferensie. En daai debat, daai geveg het reeds begin en die name wat daar genoem word, Paul Mashatile, Fikile Mbalula, ek het ook gehoor dat Gwen Ramaggopa se naam moontlik genoem word en daar sal ook ander wees. Nou wat interessant is van die nasionale raadsvergadering, as ek hom histories kan terugneem na hier 2005-2006, daar het Mbeki sy eerste teenstand gekry na die afdanking van Jacob Zuma. En dit het uitgeloop op die Polokwane konferensie. En die kort en die lank is, ek dink die nasionale algemene raadsvergadering gaan 'n belangrike aanwyser wees vir die stand van sake rondom meneer Ramaphosa indien hy teen daardie tyd nog met ons is. Dan het ons einde 2026 die plaaslike verkiesing. Gaan meneer Ramaphosa die gesig van die verkiesing wees? Dis 'n oop vraag. Wat ons wel weet is, sy termyn kan nie langer gaan as einde 2027. En ek is bereid om geld daarop te sit, dis die maksimum termyn wat meneer Ramaphosa sal hê, en ek dink dat die ANC hom sal terugroep of verwyder indien daar nuwe leierskap kom. Kom ons sê Paul Mashatile neem oor. Ek dink nie hy gaan as ANC leier Ramaphosa verdra tot en met die volgende algemene verkiesing sou dit volgens termyn plaasvind einde 2029. Nou jou direkte vraag. Daar is 'n moontlikheid dat meneer Ramaphosa vroeër kan bedank. Daar is 'n moontlikheid dat hy in die nabye toekoms kan bedank. En die faktore wat teen hom werk is kompleks, dis internasionaal, hierdie hele Amerikaanse lyn, dit wat aan die ontwikkel is rondom G20, dit wat binne sy party aan die gebeur is, dramatiese steunverliese, interne verdeeldheid. Maar die belangrikste enkele meganisme op die oomblik is die Madlanga ondersoek en die ad hoc komitee ondersoeke, die hele Makwanazi uitsprake. En dit lyk my of daar mense na aan Cyril baie sterk geïmpliseer word, en hier dink ons aan sy regterhand man, 'n man wat hy hier in 2015-2017 se kant wou gehaat het moes sekretaris-generaal word. Ek dink meneer Ramaphosa se asem is besig om uit te loop. En ek dink hy sal ook nie te veel omgee om te bedank nie. Hy soek 'n goeie geleentheid, maar politieke prosesse en belange mag hom verder en langer dra, maar nie verby 2027 nie, maar ek sal verbaas wees as hy 2026 tot die einde van die jaar deursien. Kyk, ek is nou al lank genoeg in hierdie game om te weet die ANC, selfs wanneer hulle ernstig verskil, is dit die een kenmerk van hulle maak nie oornag 'n besluit en doen dit die volgende dag nie. So in my kop is hy redelik veilig tot 2027 wat vanuit partyweë uit beskou word. Maar ek wil vir jou 'n ander vraag vra, want Ramaphosa het in 'n stadium vroeër vanjaar gedreig om te bedank. So ek weet hy probeer om 'n dik vel te hê, maar almal van ons raak op een of ander stadium, as jy aanhoudend gekapittel word, raak die vel maar dun. En ek wonder watter rol speel daai rou velletjie van hom in die stadium, want daar is nie meer baie vel oor nie, as jy my moet vra nie. Wel Isak, om dit anders te stel, maar binne dieselfde breë idioom, ek dink daai knieg loop lankal op been, as ek dit so kan sê. So ek dink jy is heeltemal reg. Hy is maar 'n bietjie uitgewerk en moeg en seer, en die vraag is ook, wil hy verder met hierdie moeilikhede opgeskeep sit? En ek persoonlik dink as die ANC in 'n sterker en 'n beter posisie was,
sou hy dalk al eerder geloop het, maar die ANC is op die oomblik in 'n baie moeilike posisie en dit sal baie sleg op sy termyn reflekteer sou hy op hierdie kritieke stadium met die Makwanasi ondersoeke, met die moeilikheid rondom die G20 beraad, Suid-Afrika se internasionale posisie, die ekonomie wat nie werk nie, infrastruktuur wat in duie stort, ek kan aangaan. Ek dink dit sal sleg reflekteer op sy persoon. Maar nou moet ons een aspek onthou. En dit is dat die NK van die ANC kan nie net van Ramaphosa ontslaa raak deur 'n besluit te neem. Al sou hulle 'n meerderheid besluit neem, is hy steeds president van Suid-Afrika. En ons moet onthou die ANC het 40% verteenwoordiging binne die nasionale vergadering. En ons weet Ramaphosa is ook die leier van die regering van nasionale eenheid. Wat van as oppositiepartye Ramaphosa sou steun en werk teen 'n moontlike ANC-poging om hom te verwyder? Want onthou nou, die party kan hom verwyder, maar die land, in terme van die nasionale vergadering, mag 'n ander perspektief hierop nahaal. So as Ramaphosa wil oorleef en hy mobiliseer die RNE na aan hom en hy kry John Steenhuisen om hom te steun, dan kan hy nog hier 'n politieke spel speel. Maar ek dink tog dat die asem is besig om op te raak. Ek dink Ramaphosa het gewoon nie meer die lus en die wil om met hierdie pakket aan te gaan. En 'n mens kan met reg vra, hy is 'n vermoënde persoon, hoekom wil jy jou belas met hierdie problematieke, waarheen gaan hierdie proses lei? My eie scenario's oor die Suid-Afrikaanse politiek is nie mooi scenario's op die oomblik nie, en as ek nou 'n persoonlike vriend van hom was, wat ek nie is nie, en ek kon hom strategies adviseer, sou ek gesê het, bepaal jou uitkoms onder die mees gunstige omstandighede so vinnig as moontlik, maar ek is die laaste stem na wie die ANC sal luister. Feit bly bestaan, die ANC as bevrydingsbeweging is in 'n ernstige moeilikheid. En ek weet nie of hulle hieruit kan herstel nie. En saam met dit kom hier 'n baie groot rekonfigurasie, selfs 'n omwenteling in die Suid-Afrikaanse politiek. Probeer 'n prentjie indink waarin ons politiek bedryf sonder dat die ANC die dominante hegemoon is binne die Suid-Afrikaanse politiek. En skielik lyk hierdie land anders. En skielik lyk die debat wat jy nou pas gevoer het ook effens anders. En dit is 'n realiteit. Maar 'n ander realiteit is dat daar 'n nuwe leierskap in die ANC na vore kan kom wat kombineer uit die ANC, die MK, die EFF en 'n paar ander losgroepe en 'n eie tipe regering van nasionale eenheid streep ZANU-PF ding skep. En dan is ons op 'n baie ekstreme posisie met ernstige konflik. En daardie partye het die vermoë om gesamentlik meer as 50% steun te kry. Dit is Helen Zille se tipe van doomsday scenario, as ek dit so kan stel. En as analis moet jy daarna kyk, na daardie moontlikheid. En ek dink nie die Zuma MK mobilisasie het sy einde bereik nie. Ek dink die party MK sit met sy eie uitdagings, sy eie moeilikhede, soos die EFF. So Isak, op die oomblik is hier 'n geweldige klomp dinamikas en kleiner dinamikas wat tegelyk uitspeel. Maar ek dink nie dit gaan hierdie naweek wees nie. Isak, hoogs onwaarskynlik dat dit hierdie naweek sal wees. Ek dink nie meneer Ramaphosa gaan sy afskeidsboodskap gee by die G20 en uit sy kantoor uitstap en 'n bedankingsbrief wat hy reeds opgestel het teken en inhandig nie. Ek dink nie dit sal gebeur nie, maar ek dink hier lê 'n paar hekkies, 'n paar toetse vir hom voor en ek twyfel of hy oor al daai hekkies gaan kom tot en met sy termyn binne die ANC
in 2027 eindig. Nou is die volgende vraag, en ons het nou al voorheen oor Paul Mashatile gesels en ander moontlikhede, maar ek wil nou vir jou 'n ander vraag vra en ek wil dit op grond hiervan vra. As jy gaan kyk na Fikile Mbalula se persona oor die afgelope tyd. Daar was 'n tyd wat hy in byna alles 'n verskriklike groot grap was. Maar dis vir my asof hy in veral hierdie laaste jaar sy uitsprake baie meer besadig geraak het. En dan as jy nou gaan kyk na die ANC en wanneer mense in die ANC stoot hulle self nie sommer net vorentoe om oor te neem. Die feit dat Fikile Mbalula al voorheen die vroeëre jaar het hy al hier en daar 'n gedagte gelos, maar dis asof hy al hoe sterker oor opvolger en wees en sulke goed begin praat. Wat is die kanse dat Fikile besig is om steun in die ANC te monitor en te kry? Dit lyk vir my al hoe meer so. Isak, kom ons begin by sy baanrekord. Meneer Fikile Mbalula het allerhande name en byname en goed gehad en hy is in 'n spottender sin is daar na hom verwys. Hy word eintlik maar gelees as 'n liggewig. Daar is al na hom verwys as die swakste sekretaris-generaal van die ANC. Hy is ook 'n persoon wat baie los en vas uitsprake maak wat mense nie ernstig opneem nie. En hy was ook die persoon wat eintlik die leier was van die verkiesing van 2021 waar die ANC werklik teenspoed op plaaslike vlak gekry het. Maar ek dink tog jy's reg, daai patroon het oor die laaste sowat 'n jaar het dit begin verander. En ek dink hy het ietwat gekonsolideer in sy posisie as sekretaris-generaal. Nou moet ons net onthou, die sekretaris-generaal posisie is 'n baie belangrike posisie. En jy stel lojaliste aan, jy bou 'n magsbasis en natuurlik het jy 'n grond om daarvandaan te kan kompeteer vir leierskapposisies. In sy eie oë sien Fikile Mbalula homself as een van die potensiële kandidaate wat by Cyril Ramaphosa kan oorneem. Op die oomblik lyk dit vir my of sy grootste opponent is Paul Mashatile en ons weet dat Paul Mashatile as adjunkt president bepaalde voordele het, maar hy is ernstig gekontamineer in terme van korrupsie en die hele Alexandra Mafia konteks en journalistieke werke wat onlangs verskyn het en so meer. Nie dat Fikile heeltemal skoon is in die verband nie. En is natuurlik baie interessant toe Cyril hierdie uitspraak gemaak het dat hulle vir hom 'n datum, die NIK vir hom 'n datum moet gee om te bedank, het hy gesê hy dink dis dalk noodsaaklik dat daar lewenstyl audits op die NIK lede uitgeoefen moet word en ek het amper gedink hy het my maffia artikel gelees want hy het gepraat van maffia-agtige optrede van die kant van die ANC lede wat natuurlik so is. So ek dink hy het nog 'n element van 'n geveg in hom, maar Fikile staan nader dink ek aan Cyril as wat Paul Mashatile staan aan Cyril. En dan moet ons natuurlik 'n ander donker figuur ook nie weggooi nie en dit is die voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, wat sy eie aspirasies en sy eie redes het om mag te behou, want hy het eintlik maar oorgeneem daar waar Ismagashule en 'n paar ander gelos het en so aan so hy is ook vasgevang in sy eie kontroversie. En ek moet sê die moment as jy ernstig werk met die Zondo-kommissie, dan impliseer dit eintlik die volledige topleierskap van die ANC. En van daar die interessante dat binne die NIK van die ANC is daar die boodskap, en dis 'n bittere ironie as jy nou na die gevegte kyk van die vroeë 2000s tussen hom en Jacob Zuma, dat Thabo Mbeki moet terugkom
en hy moet kom oorneem, die NEK moet opgeskort word en as 'n interim maatreël moet die ANC deur Mbeki bestuur word, want hy die leierskap en hy's relatief skoon in terme van staatkaping en so meer. Dit wys my dat binne die ANC is daar nie 'n outomatiese opvolger en leierskap wat kan oorneem nie. Hoe diep is daai verdeeldheid in die ANC? Daar's nog altyd verdeeldheid, maar hoe diep lê hy op die oomblik? Wel, hy verdiep altyd wanneer jy nader beweeg aan leierskapverkiesings. Hy verdiep ook wanneer jy beweeg nader aan gewone verkiesings, omdat kandidate op lyste geplaas word of genomineer word en daar geld en belange is. Maar ek dink tog oor tyd heen het dit so ver geïnstitusionaliseer dat dit ernstiger geword het en moeiliker bestuurbaar geword het. En is ook interessant dat die ANC uiteindelik sy etiekkomitee gebruik as 'n tipe van 'n rubberstempel om mense te vrywaar van korrupsie. Wat eintlik beteken die organisasie oefen nie sy mag uit om werklik sy strukture, sy waardes en so meer in stand te hou nie. En baie het te maak met die swak leierskap of die afwesige leierskap van Cyril Ramaphosa. Nou ek dink die faksies het, soos hulle sê, gekristalliseer. En ek dink dit gaan moeilik wees om hulle bymekaar te bring. Ek dink die verdelingslyne is baie diep en verdere splitsings binne die ANC na afloop van verkiesings is ook nie uitgesluit. André, dan net so ten laaste, ek het nou het jy 'n ding genoem wat my laat dink het, ek wil tog die vraag ook vra, die MK en my vraag gaan oor, as ons nou weet die ANC gaan 'n klomp mense verloor in die komende verkiesings, dan is die vraag waarheen hulle gaan, en die antwoord is altyd ja, MK en EFF. Maar nou kyk ek na die MK en ek kan vir my nie indink dat hierdie party, en ek dink Helen Zille het dit ook al in 'n stadium gesê, struktureel sterk genoeg is om skielik 'n groter party te word wat suksesvolle bewindsoorname in Suid-Afrika kan doen nie. So waarheen gaan die ANC ondersteuners wat hulle volgens voorspelling gaan verloor in die tyd wat kom? Isak, ek gaan eers algemeen antwoord en dan gaan ek so 'n bietjie stil staan by die MK-party. Ek dink die steun wat die ANC verloor beweeg in 'n aantal rigtings. In die eerste plek beweeg dit in die rigting van kleiner partye. Daar sal elemente wees wat MK sal steun. Daar sal jeugelemente wees wat die EFF sal steun. En daar sal ook mense wees wat die demokratiese alliansie gaan steun. Maar ek dink nie dit gaan substantief van waarde wees nie. Ek dink 'n groot persentasie gaan bloot apaties bly. En dis een van die groot patrone wat ons gesien het oor die laaste dekades, dat die vlakke van politieke apatie geweldig toegeneem het. En dis een van die redes waarom die ANC in die laaste aantal verkiesings, beide op provinsiale, nasionale vlak enerzijds en plaaslike vlak anderzijds verswak het. So ek dink dit is 'n versplintering van steun, dis die opbreek van 'n organisasie en die beweging van steun in talle rigtings. Ek lees glad nie dat die DA outomaties al daardie steun gaan wen nie, van dit kan beweeg na Action SA toe en so 'n paar ander vlakke. Maar nou wil ek onmiddellik byvoeg dat al hierdie partye het op die oomblik hulle eie stel uitdagings. Kom ons begin by die DA. Wat's op die oomblik aan die gang tussen Steenhuisen en Dion George? Daar's 'n probleem aan die broei. Ja, want Dion het nou met 'n feile teruggekom, nê? Dit is absoluut so. So daar's 'n paar moeilikhede. Dan as jy na die EFF kyk,
Julius Malema is 'n skaduwee van die man wat hy was 'n paar jaar terug. Hy's net oud deesdae in vel en been. As jy na hom kyk en hy's glad nie, sommer die arrogansie is weg en die hele lot, sy topleierskap van Floyd hulle en ander is weg. As jy na die MK-party kyk, is hulle nou by hulle 5de of hulle 6de sekretaris-generaal. Hulle het nou vir Sloppe gefire binne by die parlement. So daai Zuma familieklan ding kan nie regtig 'n nasionale steunbasis ontwikkel nie. Dalk 'n Zulu steunbasis en hier en daar pockets van support, soos die Engelsman sou sê. Dan sit jou kleiner partye ook met hulle eie stel uitdagings met die komende verkiesing. Dis 'n baie groot verkiesing. 257 plaaslike regerings, meer as 13,000 wyke, meer as 20,000 stempunte. Jy moet regtig 'n geveg aansit om te kan deelneem. Meer as 500 partye reeds geregistreer. So Isak, dis hoekom ek sê hier is 'n klomp veranderinge, konfigurasies en rekonfigurasies aan die gang. En dit maak die Suid-Afrikaanse politiek op die oomblik baie onvoorspelbaar. Dan is ek nog nie by die staatkundige, ekonomiese, maatskaplike en internasionale dinamikas nie. En dit is nie verbasend dat hier mense praat van kantelpunte en allerhande vreemde goed en ons staan by 'n afgrond en so meer. Dis die tipe taal wat De Ruyter hulle gebruik. Frans Cronje het 'n tyd gelede ook iets in die verband gesê. My goed in die verband staan op rekord al van 'n paar jaar terug dat ek hierdie proses identifiseer en hoe hy moontlik kan loop. Die groot vraag is, met hierdie veranderinge, gaan ons die demokratiese bestel kan behou en gaan ons die uitkomste wat die demokrasie lewer, respekteer en daarmee kan werk vorentoe. Indien nie, beteken dit dat ons met 'n grondwetlike krisis te maak het. Ek hoop ons kan dit verhoed, maar dit is definitief ook 'n scenario veral as die ANC nie bereid is om van mag afstand te doen nie en rekonfigureer in 'n ZANU-PF tipe model en daarvolgens die land probeer bestuur en korrupte belange probeer beskerm. Professor André Dievenage, baie dankie. Dit was 'n lekker gesprek gewees. Dankie dat jy vir ons tyd maak. Dankie Isak, altyd 'n voorreg. Groetnis.